Hartlike goeienaand, liewe vriende. Baie welkom by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag vanaand se boodskap vir elkeen van ons tot baie groot seën wees en mag die Heilige Gees hierdie Bybelse waarhede in ons harte bekragtig. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit die Nuwe Testament. Ons gaan saam lees Galasiërs 5 vers 16 tot 26. En ons tema vir vandag is die vrug van die Gees. Die Heilige Gees verander nie net wat ons doen nie, maar wie ons ook is. En vandag het die Here vir ons 'n kosbare boodskap uit hierdie gedeelte. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserlei en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Net tot sover uit die woord van die Here vandag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar is sekere gedeeltes in die Bybel, wat ons almal baie goed ken, en reeds van kleins af geleer het. Dat dit ook 'n gevaar loop om vir ons as so bekend te wees, dat ons dit vanselfsprekend aanvaar. Nou Galasiërs 5, hierdie gedeelte wat ons gelees het vandag, is een van daardie gedeeltes. Byna elke Christen kan die woorde aanhaal van die vrug van die Gees, daar in Galasiërs 5 vers 22. Ons hoor dit in preke, ons het dit geleer by die Sondagskool of die katkesasie, op kampe, in Bybelstudies, en soms selfs by begrafnisse. Maar juis omdat hierdie woorde so bekend is, gebeur dit baie maklik, liewe broeder en suster, dat ons die diepte daarvan mis. Wanneer Paulus oor die vrug van die Gees skryf, gee hy nie maar net vir ons 'n mooi lysie van eienskappe wat in ons lewe moet wees en wat ons moet aanleer nie. Hy gee ook nie vir ons hier 'n geestelike selfhelpprogram nie. Hy sê nie, probeer hierdie week lief hê en volgende week meer geduld hê en die week daarna selfbeheersing nie. Want as dit die evangelie van Jesus was, sou die Christelike geloof, liewe broeder en suster, niks anders gewees het
as morele selfverbetering nie. Dan sou die verskil tussen Christendom en enige ander godsdiens bloot gewees het, dat ons 'n ander stel reëls probeer nakom in ons lewe. Maar dit is nie die evangelie van Jesus Christus nie. Die evangelie begin altyd by God en nooit by die mens nie. Dit begin nie by wat ek vir hom doen nie, maar by wat God vir my in Christus gedoen het. Die mens is van nature geestelik dood. Paulus sê daar in die boek van Efesiërs in hoofstuk 2, dat ons dood was deur ons misdade en deur ons sonde. 'n Dooie mens kan homself tog nie lewendig maak nie. Hy kan nie sy eie hart verander nie. Hy kan nie die natuur wat hier binne in hom is verbeter nie. Daarom het God 'n plan vir ons gemaak. Hy het sy seun gestuur om die straf vir ons sonde te dra, maar hy het ook sy Heilige Gees uitgestort tydens Pinkstertyd, om sondaar mense nuut te kom maak. En dit is waarom Paulus in Galasiërs 5 nie praat oor die werke van die mens nie, maar oor die vrug van die Gees. En dit is die Heilige Gees. En die vrug waarvan hy praat, kom nie uit die sondige hart van die mens nie, maar dit kom uit die werk van die Heilige Gees, wat in die gelowige werk. En ons moet dit baie goed verstaan. 'n boom dra nie vrug omdat hy harder probeer nie. Nee, die boom dra vrug omdat dit sy natuur is, omdat hy lewe het. En presies dit is die beeld wat Jesus Christus ook gebruik daar in die Johannes Evangelie in hoofstuk 15, wanneer hy sê, ek is die ware wynstok, julle is die lote. 'n Loot kan nie uit homself vrug dra nie. Die oomblik wanneer die loot van die wynstok afgesny word, dan begin dit uitdroog, dit gaan dood, dit verloor sy lewe. Maar solank dit aan die wynstok verbind bly, dan groei dit en dit begin vrug dra. So is dit ook met elkeen wat in Jesus Christus lewe. Die bron van ons geestelike lewe, broeder en suster, is nie in ons eie wilskrag nie. Dis nie in ons persoonlikheid nie. Dis nie in ons opvoeding nie. Dis nie in ons goeie voornemens nie. Die bron van jou geestelike krag is in Jesus Christus self. En hy het sy Heilige Gees aan ons gegee om in ons te werk. Hy woon in ons, hy vloei deur ons, hy dra die vrug in ons, en hierdie waarheid is besonder belangrik in die tyd waarin ons as moderne mense ook lewe. Ons lewe in 'n wêreld wat glo dat die oplossing van elke probleem binne in 'n mens self lê. Jy moet dit maar net self probeer ontdek. Ons hoor gedurig, glo in jouself. Ontdek jou potensiaal. Jy kan enigiets bereik as jy maar net self hard probeer. Maar die Bybel leer presies die teenoorgestelde. Jesus sê in Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Geliefdes, voordat ons vandag na die vrug van die Gees kyk, moet elkeen van ons eers hierdie vraag eerlik oor jou eie lewe gaan beantwoord. Ken ek vir Jesus Christus persoonlik? Is ek deur die Heilige Gees weergebore? Leef Christus in my? Want sonder Christus sal daar geen redding wees nie. Sonder Christus gaan daar geen vrug wees nie. En sonder die Heilige Gees is daar geen geestelike lewe in jou nie.
Ons gaan vandag stil staan by 'n paar belangrike punte vanuit hierdie teks, wat so noodsaaklik is vir kinders van die Here in hierdie tyd waarin ons lewe. Daarom wil ek vandag vir jou vra, broeder en suster, maak jou hart oop vir die woord van God vandag. En in die besonder wanneer die Heilige Gees in jou werk en jou in jou lewe oortuig, dat jy hierdie waarhede jou eie sal maak. Nou die eerste punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. Die vrug van die Gees is die bewys van 'n nuwe lewe in Christus. Voordat Paulus ooit begin praat het oor die vrug van die Gees, beskryf hy eers die geweldige stryd wat daar in die hart van elke mens op aarde plaasvind, veral die gelowiges. En hy doen dit doelbewus, want hy wil hê ons moet verstaan dat die Christelike lewe nie 'n maklike lewe is of 'n sorgelose lewe nie. Wanneer jy die dag kind van die Here word, dan teken jy op vir stryd en vir uitdagings en vir moeilike omstandighede. Hy sê in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Nou hierdie een vers, broeder en suster, vernietig twee groot dwaalings wat deur alle eeue in die kerk bestaan het. Daar is sommige Christene wat gedink het dat 'n Christen in sonde kan bly voortleef omdat hy mos uit genade gered is. Dis die eerste dwaling. En dan die tweede dwaling, dat 'n Christen deur sy eie krag heilig kan word. En Paulus verwerp beide hierdie. Hy leer dat die Christen nie meer onder die heerskappy van die sonde leef nie, maar ook dat hy nie uit sy eie krag oor die sonde kan triomfeer nie. Hy kan nie die sonde self oorwin nie. Hierdie oorwinning kom alleen deur die Heilige Gees. En is belangrik om te onthou aan wie Paulus hierdie brief skryf. Wie is die mense aan wie hy hier skryf? Dis die lidmate van die gemeente in Galasië. Hy skryf aan gelowiges, nie aan die heidene nie. Hy skryf aan mense wat reeds Christus ken. En tog sê hy vir hulle dat daar in hulle nog 'n voortdurende stryd is tussen die vlees en die gees. En in vers 17 sê hy, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Elke ware Christen het hierdie stryd in sy binneste. As jy vandag sê, jy het nooit 'n stryd teen sonde nie, dan moet jy jouself ernstig gaan ondersoek. Want dit kan nie waar wees in 'n Christen se lewe nie. Want Paulus sê juis dat hierdie stryd die kenmerk is van 'n wedergebore lewe. Die ongelowige mens, wat die Here nie ken nie, hy lewe doodgerus en vrede binne in sonde. Sonde pla hom nie. Hy volg sy begeertes sonder om hom daaroor te bekommer. Maar wanneer die Heilige Gees in 'n mens se hart kom woon, broeder en suster, dan verander alles. Jy verlang daarna om God gehoorsaam te wees, maar jy ontdek ook hoe diep jou eie sonde is. En jy wil nie meer sonde doen nie. Dis 'n afskuw vir jou. Dit pla jou. En dis presies wat Paulus self ook in Romeine hoofstuk 7 kom beskryf. Luister na sy eerlike belydenis. Hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die kwade wat ek nie wil doen nie, dit gaan doen ek juis. Dis merkwaardig dat die groot apostel Paulus,
waarskynlik die godvrugtigste man van sy tyd en dalk van die eeue, so oor homself praat. Hy maak nie asof hy volmaak is as 'n Christen nie. Hy erken dat daar sonde nog in sy lewe is. Hy worstel daarmee. Hy erken sy daaglikse stryd. Baie gelowiges raak moedeloos omdat hulle steeds met sonde worstel en hulle dink, as ek werklik 'n kind van God was, sou ek nie meer al hierdie versoekings in my lewe gehad het nie, en ek sou nie meer al hierdie sonde gedoen het of daarin toegegee het nie, en dit pla jou en jy dink dan jy's nie meer 'n kind van die Here nie. Nee, broeder en suster, die Bybel leer die teenoorgestelde. Die feit dat sonde jou pla, is 'n goeie teken. Die feit dat jy teen sonde stry, is nie 'n bewys dat die Gees jou verlaat het nie, of dat jy jou geloof verloor het nie. Dit is dikwels juis die bewys dat die Heilige Gees besig is om in jou te werk, om jou lewe net nog meer tot eer van die Here in te rig. 'n Dooie mens wat dood is in sy sonde, hy voel nie pyn nie. 'n Geestelike dooie mens voel nie die skuldigheid van sonde nie, of die gewig daarvan in sy lewe nie. Maar wanneer die Heilige Gees jou lewend maak, dan word jou gewete hier binnekant wakker. Jy begin die sonde haat, wat jy vroeër lief gehad het. En jy begin die heiligheid lief hê, wat jy vroeër verwerp het. En jy moet nooit dink, jy as Christen kan nie val nie, want jy kan. Die oomblik wanneer ons dink ons is sterk genoeg om sonde alleen te kan oorwin, dan het ons reeds die eerste tree gegee na 'n val. Petrus is die aangrypende voorbeeld daarvan. Hy's 'n disipel van die Here, hy het saam met Jesus hier op aarde gelewe, hy het die wonderwerke gesien, hy het Jesus 'n wonderlike evangelie gehoor, maar die aand voordat Jesus gekruisig is, verklaar Petrus met groot selfvertroue, al sou almal aanstoot neem in u, ek sal u nooit verraai nie. Hy het op sy eie krag vertrou. En hy het gedink, sy liefde vir Christus is baie sterk. Sterk genoeg. Maar binne enkele ure, toe verloon Petrus sy Here en sy Meester, nie net een keer nie, maar 3 keer. En hy sê vir die mense, ek het hierdie man nooit geken nie. Hoe anders lyk Petrus na Pinkster, nadat die Heilige Gees uitgestort is, nadat die Heilige Gees kragtadig in hom begin werk het. Nou vertrou hy nie meer op homself nie. Hy is nou gevul met die Heilige Gees. Nou staan hy voor daardie selfde mense wat Jesus gekruisig het, en hy verkondig met vrymoedigheid die evangelie in die strate van Jerusalem, en hy sê, bekeer julle. Wat het verander? Nie Petrus se persoonlikheid nie, nie sy intelligensie nie, nie sy eie moed, durf en daad nie. Wat het verander? Wat verander het, is dat die Heilige Gees sy lewe oorgeneem het en besit geneem het van sy hele aardse bestaan. En dis presies wat Paulus bedoel wanneer hy sê, wandel deur die Gees, hier in ons teks van vandag, in Galasiërs 5 vers 16. En hierdie woordjie wandel, dui op 'n voortdurende leefwyse saam met Jesus. Lewe jy elke dag saam met Jesus, voortdurend aan mekaar? Dit beteken die Christen moet elke dag in afhanklikheid van Jesus lewe. Elke dag moet jy bid, Here, sonder U kan ek niks doen nie. Lei my deur U Gees, bewaar my teen die sonde, gee dat ek vandag sal lewe tot U eer. En dit bring ons by 'n baie persoonlike vraag by hierdie geleentheid. Wanneer mense na jou lewe kyk,
Wat sien hulle? Sien hulle die werk van die Heilige Gees? Sien hulle 'n mens wat se lewe meer en meer soos Jesus in lyk? God het ons geroep, broeder en suster, om verander te word en nuut te lewe. En die groot doel van die Heilige Gees is om dag vir dag die beeld van Jesus Christus in sy kinders te herstel, totdat ons eendag volmaak voor hom sal staan. Die tweede punt van vandag. Die vrug van die Heilige Gees openbaar die karakter van Christus. Wanneer Paulus uiteindelik by Galasiërs 5 vers 22 kom, daar waar hy die vrug van die Gees beskryf, val daar iets baie besonders op vir 'n mens as jy dit lees. Hy skryf nie van die vrugte van die Gees nie, maar van die vrug van die Gees. Dis nie 'n toevallige woordkeuse nie. Die Heilige Gees bring nie 9 losstaande vrugtes of eienskappe voort wat ons uit afsonderlik kan kies in ons lewe nie. Hy bring een vrug voort wat bestaan uit verskillende fasette. Hoekom doen hy dit? Paulus sê in Romeine 8 vers 29 om aan die beeld van Christus gelykvormig te wees. Dit gaan, broeder en suster, oor Christus gelykvormigheid in hierdie teks. Die wêreld kan ook vriendelike mense hê, wat Jesus nie ken nie. Die wêreld ken ook mense wat geduldig is en oordentlik lewe. Maar die vrug van die Gees is baie dieper en baie ryker. Dit is die lewe van Christus wat deur die Heilige Gees in die gelowige openbaar gemaak word. En die eerste eienskap wat Paulus noem is liefde. Al die ander eienskappe vloei as te ware uit hierdie eerste eienskap uit. Jesus het immers geleer dat die hele wet saamgevat word in 2 gebooie: om God lief te hê en jou naaste soos jouself. Ons hoef net na Golgotha te kyk om te verstaan hoe diep God se liefde vir ons is. Christus het homself uit liefde vir ons gegee. Nie omdat ons goed was nie. Hy het nie gewag totdat ons eers verander het of beter mense was voordat hy vir ons gesterf het nie. Maar Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dit, broeder en suster, is Bybelse liefde. Dit is liefde wat gee, liefde wat opoffer, liefde wat vergewe, liefde wat aanhou dien, selfs wanneer dit nie waardeer word nie. Wanneer die Heilige Gees in 'n mens begin werk, begin hierdie liefde stadig maar seker groei. Die tweede eienskap is blydskap. En dit is opvallend dat Paulus hierdie brief uit 'n wêreld aan 'n wêreld skryf wat vol vervolging en swaar kry is. Hy praat nie hier oor oppervlakkige geluk nie. Die wêreldse geluk hang af van omstandighede, van dit wat hulle besit. Baie mense dink ek sal eers die dag gelukkig wees as ek baie geld in die bank het, of wanneer ek nie meer hoef te werk nie, of ek het nie meer bekommernisse of verantwoordelikhede nie. Baie mense dink dit is geluk wanneer dit goed gaan of wanneer mense glimlag. Wanneer probleme kom, dan verdwyn daardie geluk, want dit is wêreldse geluk. Maar die blydskap waarvan die Bybel hier praat, het 'n baie dieper fondament. Paulus skryf later uit die gevangenis aan die gemeente van Filippi in Filippense: verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle.
En as jy die boek Filippense lees, sien ons dat Paulus dit 16 keer kom skryf en gelowiges kom aanmoedig om hulle in die Here te verbly. Hoe praat 'n gevangene so? Want Paulus skryf uit die tronk vir hulle. Hoe praat hy so? Omdat sy blydskap nie in omstandighede lê nie, maar in Jesus Christus. Dit is die blydskap wat die Heilige Gees in die gelowige werk. Dan noem Paulus ook in Galasiërs 5 vers 22 die woordjie vrede. Ons leef in 'n wêreld waar mense na vrede soek. Mense probeer innerlike rus vind deur vakansies en ontspanning of meditasie, of hulle gebruik selfs dinge soos alkohol wat hulle drink, of dwelms om kalmte en vrede te kry. Ons grootste probleem is dat ons van nature, broeder en suster, vyande van God is. Daarom begin ware vrede nie in die hart nie, maar dit begin by die kruis. Romeine 5 vers 1 sê, ons dan, geregverdig uit die geloof, het vrede by God deur Jesus Christus ons Here. Paulus noem ook die woordjie lankmoedigheid. En hier beteken dit baie meer as bloot maar net geduld. Dit dui op iemand wat lank kan verdra sonder om in woede uit te bars. En weer eens sien ons dit volmaak in ons Here Jesus Christus. Dink net hoeveel hy vir sy disippels nie moes verdra nie. Jesus, of die disippels het Jesus dikwels verkeerd verstaan. Hulle het onderling onder mekaar gestry wie die belangrikste was in God se koninkryk. En dit terwyl Jesus aan die vooraand van sy kruisiging was. Petrus het hom verloon, Thomas het getwyfel, tog het Jesus hulle nie weggegooi nie, hy het hulle nie verwerp nie, hy het hulle geduldig geleer, hy het hulle aangespreek oor hulle lewens, hy het hulle uiteindelik herstel. Is dit nie ook hoe die Here met ons werk nie? Daar is baie groot lankmoedigheid en geduld wat die Here met elkeen van ons het. Hoe dikwels struikel ons nie ook in die sonde nie? Hoe dikwels verbreek ons nie ook ons eie voornemens nie? Tog bly die Here geduldig met jou. Dan praat Paulus ook van die eienskappe van vriendelikheid en goedheid. En hierdie twee loop eintlik hand aan hand. Vriendelikheid beskryf die gesindheid van die hart, terwyl goedheid wys hoe daardie gesindheid in sigbare dade 'n werklikheid word. Jesus was nie net vriendelik in sy woorde nie, jy kon sy vriendelikheid ook sien in sy dade. Hy het die melaatses aangeraak, daardie mense met wie niemand enigiets te doen wou gehad het nie. Hy het die blindes genees, hy het die honger mense gevoed, hy het die sondaars nader geroep in genade. Sy goedheid was nie bloot maar net 'n teorie nie, dit was wie hy was. Dit het sigbaar geword in sy optrede. So, broeder en suster, behoort dit ook in ons lewe te wees. Die wêreld het mense nodig wat 'n verskil maak en soos Jesus leef. Wanneer ons na hierdie eerste 6 fasette van die vrug van die Gees kyk, word een waarheid al hoe duideliker. Die Heilige Gees maak ons nie net bloot beter weergawes van onsself nie, hy maak ons al meer soos Jesus. En hoe meer ons naby Christus lewe, hoe meer word sy karakter in ons lewens sigbaar. Dit is waarom Johannes die Doper uitgeroep het, hy moet meer word en ek moet minder word. Dit, broeder en suster, is die hart van 'n Christelike lewe. Die derde punt vir vandag. Die vrug van die Gees word sigbaar in die alledaagse lewe van die gelowige.
Dit is opvallend dat Paulus, nadat hy die vrug van die Gees beskryf het, nie ophou net daar by die mooi beginsels nie. Die Bybel is nooit maar net 'n boek van mooi teorieë, wat mense mooi verse in kan lees, en waarin almal kan sê, dit is baie pragtig, is baie mooi, en dan gaan lewe jy maar van daar af net soos wat jy wil nie. Dan het jy alles gemis. God gee sy woord, sodat dit uitgeleef kan word. Daarom is die vraag vandag nie net, of ons die vrug van die Gees ken nie, maar of ander mense daardie vrug in ons lewens kan raak sien. Die Here Jesus het in Matteus 7 vers 16 gesê, van sy, aan die mense met wie hy te doen gehad het, sê hy die volgende, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. En dit is 'n ernstige waarskuwing vir die kerk. Dit is moontlik dat baie mense die Bybel kan lees en ongelooflike kennis van die Bybel kan hê, sonder dat die vrug van die Gees sigbaar is in hulle lewe. Jy kan elke Sondag getrou hier in die kerk sit. Jy kan selfs in die kerk diensbaar wees. En tog kan daar bitterheid en hoogmoed en onvergewingsgesindheid en liefdeloosheid in jou hart wees. Dink 'n bietjie, wie in jou lewe is daar wat jy nie kan vergewe nie? Broeder en suster, die vrug van die Gees eis dit van ons om te vergewe. Jesus het juis die Fariseërs hieroor gewaarsku. Hulle was buitengewoon godsdienstige mense. Hulle het die skrif bestudeer. Hulle het lank gebid, noukeurig gevas. Maar toe die Seun van God voor hulle staan, het hulle hom nie herken nie. Hulle godsdiens het die uiterlike verandering gehad, maar hulle harte was dood en koud. En dit is waarom Jakobus ook skryf, wees daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Ware geloof bly nooit net in die verstand nie. Dit daal ook af na die hart en word uiteindelik sigbaar in die lewe. En dit is die werk van die Heilige Gees, sodat ons al meer na die beeld van ons Verlosser, Jesus Christus, verander kan word. En nou is ons by ons laaste punt, dit is ons 4de punt. Die vrug van die Gees verheerlik God en berei ons voor vir die wederkoms van Christus. Geliefdes, ons kom nou by die laaste en miskien die belangrikste vraag van hierdie preek. Waarom wil die Heilige Gees hierdie vrug voortdurend in ons lewe voortbring? Is dit sodat ons beter oor onsself kan voel? Is dit sodat ander mense ons kan bewonder en kan dink, hierdie is darem 'n baie goeie Christen mens? Is dit sodat ons bekend kan staan as goeie Christene? Die antwoord van die Bybel is 'n besliste nee. Die uiteindelike doel van die Heilige Gees is dat God verheerlik sal word in jou lewe. Dit is opvallend dat Jesus, toe hy oor die vrugdra praat, nie die klem op die gelowiges plaas nie, maar op sy Vader. In Johannes 15 vers 8 sê Jesus, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Die vrug van die Gees is dus die bewys dat ons aan Christus behoort, maar terselfdertyd is dit die middel waardeur God ons Vader geëer kan word in ons lewens. Elke keer wanneer 'n Christen liefde betoon, waar haat verwag is, dan word God verheerlik. Elke keer wanneer 'n gelowige vergewe, waar die wêreld vergelding verkies, dan word God verheerlik. Elke keer wanneer 'n Christen getrou bly onder beproewing en swaar kry,
wanneer hy sy selfbeheersing behou te midde van versoekings, wanneer hy met blydskap God dien in sy swaar kry, wys sy lewe nie na homself nie, maar na sy Vader wat in die hemel is. Dit, broeder en suster, is die hart van die Bybel. Soli Deo Gloria, aan God alleen al die eer in my lewe, of dit goed gaan en of dit sleg gaan. Ons leef in 'n tyd waarin mense graag raak gesien wil word. Die wêreld moedig ons aan om onsself te bevorder. Sosiale media leer mense om hulle self bekend te stel. Selfs in kerklike kringe bestaan die gevaar dat mense meer belangrik of belangstel in hulle eie naam as in God of in die naam van Christus. Maar die Heilige Gees werk presies die teenoorgestelde. Hoe voller 'n mens word van die Gees, hoe minder wil jy self raak gesien word. En daarom wys Johannes die Doper in Johannes 3 vers 30, ek moet minder word, sodat Jesus meer kan word. Broeder en suster, dit bring ons by belangrike selfondersoek vanoggend. As iemand jou lewe oor die afgelope jaar moes beskryf, wat sou hulle sê? Sou hulle sê jy het meer geduldig geword, meer sagmoedig, meer liefdevol, meer nederig, meer getrou? Of sou hulle sê jy is nog net so kort van draad, nog net so bitter, nog net so trots en nog net so lief vir jouself soos van tevore? Dit is nie vrae wat ons aan ander moet vra nie. Dit is vrae wat ons voor God moet beantwoord. Want die Here kyk nie eerste na hoeveel ons weet nie. Hy kyk na die hart. En hy kyk na die vrug. En tog wil ek vandag ook groot troos bring aan elke gelowige wat eerlik sê, Dominee, ek sien nog soveel gebreke in my eie lewe, soveel sonde, soveel tekortkominge. Weet jy wat is merkwaardig, broeder en suster? Die mense wat die meeste vrug dra, is gewoonlik die mense wat die minste bewus is daarvan in hulle eie lewe. Hulle loop nie rond en bewonder hulle self en hulle eie geestelike groei nie. Inteendeel, hoe nader hulle aan Jesus, hulle Here lewe, hoe meer sien hulle eie sondigheid. En dit is juist daarmee dat Jesus ons help. Daarom moet ons meer op hom fokus en hom meer verheerlik in ons lewens. Ons hoop rus op Christus. Op sy volkome gehoorsaamheid, op sy geregtigheid, op sy voltooide werk aan die kruis. En juis omdat ons reeds volkome geregverdig is, werk die Heilige Gees dag vir dag in ons die heiligmaking, sodat ons kan uitsien na die ewige lewe en die wederkoms van Jesus. Wanneer ons vandag uit hierdie kerkgebou uitstap, dan moet ons nie weggaan met die gedagte dat ons môre net harder moet probeer om beter mense te wees nie. Dan mis jy die punt. Gaan huis toe met een groot waarheid in jou hart vandag. Een groot waarheid. Bly in Christus. Dit is waar alles begin, broeder en suster. Want sonder hom kan ons niks doen nie. Maar met hom is alles moontlik. Soek hom elke dag in sy woord. Soek hom in gebed. Bely jou sonde voor hom. Leef uit sy genade en vertrou dat dieselfde Heilige Gees wat in jou die wedergeboorte bewerk het, jou ook elke dag sal vernuwe en sal verander, sodat jy Christus net nog meer sal verheerlik. En moenie moed verloor wanneer jy in 'n oomblik van swakheid val of struikel nie. Moenie dink
Die Here gaan my nou weggooi. Hy stel nie meer in my belang nie. Bely jou sonde, staan weer op, probeer van vooraf, vlug na die kruis, want hy wat die goeie werk in ons begin het, sal dit einduit volhard tot aan die einde van ons lewe. Luister hoe wonderlik Paulus in Filippense 1 vers 6 dit verwoord. Ek vertrou hierop, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. God het sy seun vir jou gegee. Hy gaan jou nie alleen los en jou nou een kant toe weggooi as jy 'n fout maak nie. Hy help jou om weer te probeer. Leef vandag so, broeder en suster, dat die wêreld nie eers vir jou sien nie, maar vir Jesus in jou lewe. Mag die mense wat jou ontmoet, Jesus se liefde sien. Mag hulle iets van sy vrede in jou vrede ervaar, iets van sy geduld in jou geduld, en iets van sy heiligheid in jou lewe. En mag God in ons almal se lewe al die lof en eer ontvang. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie kosbare boodskap uit u woord, wat u vir al u kinders, groot en klein, kom bring. Hoe kan ons anders, Here, as om aan u al die lof te bring en ons dankbaarheid? Want u is 'n wonderlike God. U gooi nie sondaar mense weg nie. U roep hulle nader. U is lief vir ons. U is genadig. U maak 'n nuwe begin. U gee redding. U herstel. En ons prys u naam vandag daarvoor. Dankie vir Jesus Christus wat die hoogste prys betaal het, sodat ons gered kan word en in 'n nuwe lewende verhouding met u kan staan. Bevestig vandag hierdie woord in ons harte, dat ons as nuwe mense die vrug van die Gees sal gaan uitleef, en dat Jesus Christus daardeur geëer sal word, elke dag van ons lewe. Hou ons lewens in u hande. Laat die vrug van die Gees 'n werklikheid wees. En dankie Here vir u genade wat elkeen van ons nader trek en vir ons genoeg is. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen.